Gemeente, kom ons maak die Bybel oop by Spreuke 4:23, Lukas hoofstuk 6. En as jy nog 'n vinger iewers te kan indruk, dan by Romeine 12 vers 2. Lukas 6, Spreuke 4 en Romeine 12. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir 'n wonderlike voorreg om as vrygespreekte mense nou die Bybel in ons hand te kan hê en Afrikaans te kan lees en te kan verstaan. En ons vat vandag die woord soos dit na ons toe kom. Dankie dat Hebreërs vir ons sê die woord is skerper as die ontleedmes van 'n chirurg. En dit dryf in en dit ontbloot en dit maak skoon. Gebruik U asseblief vandag die woord as die ontleedmes van 'n chirurg in my lewe, Here, sodat ek kan vrykom van die seer van die verlede, die letsels van die verlede. En ons vra, Heilige Gees, dat U kragtig sal kom werk in my, dat U sal kom skoonmaak en sal kom vernuwe. Dankie dat ons dit vir U kan vra in Jesus naam alleen. Amen. Gemeente, soos ek nou gekommunikeer het die Here al 'n hele ruk op my hart gelê, doen 'n reeks oor innerlike genesing. Nou, ek wens nou, ons kon nou vandag gesê het, boek maar 2 ure uit vir hierdie erediens. En dan kan ons dit nou oordentlik doen. So ek gaan dit nou maar stukkie doen. En dis so afhanklik van die werking van die Heilige Gees. En ek gaan vir jou ietsie wys uit die woord uit, ek gaan 'n pad begin, maar as jy dan hier snap, dan kan jy ook huis toe gaan en heeltyd vir die Here gaan sê, kom verander my, kom vernuwe my. Nou, hoekom is innerlike genesing en gemoedsgenesing so belangrik? Dit is iets, ek weet nie of julle al ooit 'n erediens gehad het, waar daar gepraat is oor innerlike genesing en gesê het, maar kom ons doen dit nou nie. Ek weet nie of julle al so iets gedoen het nie, maar kom ons doen dit. En soos ek sê, ek weet nie eers of die tyd dit gaan toelaat nie, maar kom ons val weg. Wat sê Jesus? Jesus kom leer vir ons in Lukas hoofstuk 6. Nou ek het hom hier iewers te oopgemaak. Hier is hy. Lukas 6 vers 43. Hy sê dit is nie 'n goeie boom wat slegte vrugte dra nie, en ook nie 'n slegte boom wat goeie vrugte dra nie. Elke boom word aan sy eie vrug geken. Van doringstruike pluk 'n mens mos nie vye nie, en van 'n doringbos oes jy ook nie druiwe nie. Die goeie mens bring die goeie tevoorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart. En die slegte mens bring die slegte tevoorskyn uit die oorvloed slegte dinge in sy hart. Wat die hart dan van vol is, loop die mond van oor. En nou word hier van goeie mense en slegte mense gepraat. En ons vandag hier in hierdie gebou, en soos elke ander Christen, is goeie mense. Maar hoe gebeur dit dan dat goeie mense wat gered is deur Jesus Christus, mense wat kan getuig dat Jesus vir hulle sondes gesterf het, hoe is dit dan dat uit goeie mense se mond kom daar baie keer slegte goed uit? Want ons is dan gered deur die bloed van Jesus Christus. En hier sit ons vanoggend, klomp goeie mense, maar wat het hierdie laaste week uit jou mond uitgekom? Dan sal jy ook weet wat die hart van vol is. Het daar haat en bitterheid uitgekom? Was daar tekens van jaloesie? Het jy as goeie mens gevloek, die naam van die Here ydelik gebruik? Uit goeie mense se mond. Hierop sê Jesus, net uit die slegte mense se mond kom slegte goed, en uit die goeie mense se mond goeie goed. Nou sê ek, wat ek sien is dat ook uit goeie mense se mond kom baie keer slegte goed, lelike goed. En dan sê Jesus, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Wat die hart van vol is, hierso, kom by die mond uit. En as hier 'n klomp seer is, wat
vasgelê is uit die verlede, en jy's te nagekom, dan kom hier dalk nog steeds bitterheid by jou mond uit. Al is jy gered deur Jesus Christus. En dan lees ek in Handelinge, dat Jesus het gekom om genesing te bring, en dan praat hy net van duiwels uitdryf. Maar moet ons dan nou die duiwels uitdryf? Nee, wat ek in my bediening gesien het, veral die laaste 24 jaar van my bediening, ja, daar is plek om die duiwels te bestraf en uit te dryf. Maar wat ek gesien het, is hoe mense worstel met diep seer in hulle lewe, wat uit hulle kinderdae uitkom. Die grootste hartseer wat ek al gehad het in my lewe, was wat daar 'n oom en 'n tannie van in die 70 en 80 jaar sit, en vir die eerste keer vrykom oor iets wat in hulle kinderdae gebeur het. Dan het hulle 70 en amper 80 jaar gedra aan pyn onnodig. Hoekom? Want die groot geneesheer, en ek sal nou die teks ook gee, Jesaja 61, Lukas 4, Jesus Christus, die groot geneesheer, as hy Lukas 4 die wêreld instap, dan sê hy, ek het gekom om te kom genees, die gebrokenes van hart, die verbryseldes van siel, om die genadejaar van die Here aan te kondig. En die genadejaar van die Here is letterlik 'n jaar van vryspreek, van vry wees. En mag die genadejaar, as ek in aanhalingstekens kan sit, van die Here Jesus Christus, die groot geneesheer, vanoggend ook oor jou pad kom, as jy dan nou voel, daar's nog ietsie. En dan kom ons by Spreuke 4 vers 23. In Spreuke 4 vers 23 sê, wees baie versigtig vir wat jy dink, want dit bepaal die koers van jou lewe. Ken jy 'n Engelse vertaling wat sê, be careful of what you think, because your life is shaped by your thoughts. Ander Engelse vertaling wat sê, dit wat hier aangaan, it's the wellspring of your life. As hier 'n klomp bitterheid is, en hier 'n klomp seer is, dan gaan jy dit lewe. Oppas wat jy dink, want dit bepaal die koers van jou lewe. En dan kom Romeine 12, vers 2. Dan kom hy en hy sê, as jy dan nou wil werk met die goed, laat God jou verander deur jou denke te vernuwe. Dit is iets wat ons nie kan doen nie. Ja, jy kan na 'n sielkundige toe gaan, maar daar's goed wat hy dan sê, net die Here kan jou kom genees van hierdie seer. Laat God jou verander deur jou denke te vernuwe. Nou, ek gaan nou, Margriet gaan nou daar aan sit, dan gaan ek nou eers 'n paar goedjies wys, prentjies, en dan kyk jy bietjie, en jy probeer identifiseer, waar het hierdie seer in jou lewe vandaan gekom. Want daar's een ding wat ek geleer het, en besef het, ons lewe in 'n gebroke wêreld, tussen gebroke mense. En in hierdie gebroke wêreld, tussen gebroke mense, kry ons seer en maak ons ook seer. Ons gaan nou nie vandag praat oor daai wat ons al seer gemaak het nie. En miskien het jy hier 'n pa of 'n oupa, en jou kinders, jou kleinkinders sit saam met jou, en jy voel, maar jy het hulle ook maar seer gemaak, dan kan jy na die tyd gaan sê, ek is jammer. Maar weet jy wat? Baie van daai seer maak, het ook 'n storie. Ek het seer gekry, en nou maak ek ook maar seer. So kom ons gaan kyk eers hierna, en dan gaan ek 'n prentjie teken, en dan gaan ons bid.
As ons lewe as 'n huis sou voorstel, dan begeer ons almal, het ons hierdie verwagting van hierdie ideale huis. Ek meen, die ideaal is dat daar nie eers onkruid sal groei nie. Maar die feit is, ons lewe in 'n gebroke wêreld tussen gebroke mense. En in hierdie gebroke wêreld tussen gebroke mense gebeur die lewe. En die huis word verweer. En kom ons sê, hierdie is die huis. En dan kom maar 'n punt in ou se lewe wat daar restaurasie nodig is. En die beste restaureerder is Jesus Christus. En Jesus het gesê, hy het gekom om te kom genees die gebrokenes van hart, die verbryseldes van siel. Nou waar kry ons seer? Ek het in my bediening gesien, baie mense, wat al ontsettend seer gekry het toe hulle nog in die baarmoeder was. Dalk iemand wat buite die huwelik swanger geraak het, en daai verwerping beleef het al in die baarmoeder. Of jy wou nie nog 'n kind gehad het, jou ma wou nie nog 'n kind gehad het nie, en jy is eintlik al in die baarmoeder verwerp. Of in die baarmoeder het jy gehoor hoe pa en ma beklei, en hoe daar net goed gebeur het. Baie mense kry emosioneel seer, al selfs voor hulle geboorte. En dan word ons gebore en ons stap hierdie wêreld in, en jy beleef verwerping en seer kry as 'n kind. Dit is ontsettend belangrik, interessant, dat 'n babietjie het 'n vrees net vir een ding, en dis vir 'n harde geluid. Geen mens in hierdie lewe word gebore met 'n vrees nie, behalwe net vir 'n harde geluid. En dan word ons groot, en die meeste groot mense se nommer 1 vrees is 'n vrees vir verwerping. Die meeste groot mense vandag wat hier sit, Christen, verlos deur Jesus Christus, en dalk daarby hy's Louis, sy grootste vrees is 'n vrees vir verwerping. En 'n vrees om seer gemaak te word deur mense. Ons kry seer by die skool, tussen vriende, in die ouerhuis, by die mense wat die naaste aan ons is. Baie van ons se seer kom van daar af. In verhoudings, dan werk die verhouding nie uit nie, en iemand verkil iemand, of jy word afgebreek in daai verhouding, in die huwelik. Baie van ons wat hier sit, wat vandag langs jou huweliksmaat sit, en wat voel, hierdie een het my al ontsettend seer gemaak. Ek is lief vir hom, ek is lief vir haar, maar oor bloed, ek het seer gekry. In die huwelik, jou ouers het jou dalk seer gemaak, in die ouerhuis, ons kan vir julle stories vertel, 6 kinders, ek ons grootste vrees, Linda het haarself nou aangestel as die matriarg van ons, julle moet vir my bid, vir ons bid, maar ons het 'n boetie, ek het al vertel van die boetie, julle sien mos hoe lyk my vinger en my neus, nou ja, hy het vir ons almal opgedreun, maar jy kry seer in die ouerhuis. Jy kry seer, wanneer iemand naby jou, jy daai persoon aan die dood afstaan. En vir ons, dis amper normaal, Pieter, ons maas is oud, en hulle kan nie vir altyd leef nie, maar hier is mense hier, wat ontsettend seer het, al vir baie jare oor hulle kind, wat dood is. En dan wil ek sê, het jy nog gekwaad teenoor die Here ook? Want hoekom het die Here my kind van my al weggevat?
of my man of my vrou, terwyl ons soveel verwagtinge gehad het, wat met ontsettende seer sit. Ek gaan nie hierop ingaan vandag, ons gaan dalk volgende week hierdeur bid, maar mishandeling, seksuele gebruik, verkrachting, aborsie, traumas soos ongelukke, motorkaping, misdaad, werk. Die bottom line is, in elkeen van ons se lewe het daar al goed gebeur, wat hierdie huisie verweer het. En daai verwering sit hier. En nou net weer, die brein is soos die rekenaar harde skyf van 'n mens. Dis die siel van die mens, dis die setel, dis die hart van elkeen van ons. En dit is ons beheersentrum. En soos wat 'n rekenaar 'n antivirus het, prys die Here, het ons ook 'n antivirus. Sy naam is Jesus. En hy doen dit deur die krag en die werking van die Heilige Gees. Hy wil vir ons kom genees. Hy is die groot geneesheer ook van die siel. Jesaja 61 vers 1 en 2, Lukas 4, gaan lees dit maar. Hy het gekom om te kom genees, die gebrokenis van siel, die wat seer gekry het en gemaal is deur die lewe. En die ding is, Tannie Mona het dit gegaan nou die dag by die dokter. Mooi, ons is bly Tannie Mona. Jy sien, as ons iewerste in hierdie liggaam seer kry, dan kan ek na 'n dokter toe gaan en sê, vervang my knie, vervang my heup. En dan gaan hy met die mes, hy sny oop, hy vervang. En hy werk toe. En 'n paar weke later loop ons asof niks fout was nie. Maar as ons binnekant seer het, hoe dan gemaak? Dan kan ons na die groot geneesheer toe gaan. Dan kom hy deur die woord en hy kom ontleed en deur die Heilige Gees maak hy ook nuut. Ok, ek gaan daai los, daardie het ek gedoen, Spreuke. Jou woorde word meer gevorm deur dit wat in jou is, as dit wat buite jou is. As ek jou vandag sou spoeg, gaan jy kwaad word. Maar hoekom word jy kwaad? Omdat ek jou nat gemaak het. Want jy sien, ek kan nou redeneer, ek spoeg jou, ek maak jou net nat. Ek het jou nie kwaad gemaak nie. Daai kwaad kom dalk van binne af. Dis nou 'n grous voorbeeld, nee. Maar baie van dit kom van binne af. En ek wil net gou hierdie prentjie teken en dan moet ons by die belangrikste kom en dit is om te bid. Elkeen van ons, kom ek sê, hoe gaan ek nou staan dat almal kan sien? Ons almal konstrueer ons wêreld. En nou gebeur daar 'n klomp goed in my lewe. En dit wat gebeur, kom ons sê, die een is verwerping. En ek word dalk afgeknou. En wat ook al, bietjie 'n ander kleur hier inbring. Nou kom sit hierdie goed hier. En dit word 'n kanker in my lewe. Nou kom Spreuke 4:23 en sê, oppas wat jy dink. Want dit wat jy dink, bepaal die koers van jou lewe. En die Heilige Gees lê op my hart. Nou gaan jy deur verhoudings, jy gaan dalk deur 'n egskeiding. En daai persoon sê, maar dit is jy. Jy is die oorsaak van my optrede teenoor jou. En dan kom sit daai kankers hierso. En jy beleef verwerping. En as sulke goed lank aanhou, as 'n onderwyser aanhou vir 'n kind sê, man, jy's dom.
Of 'n ouers hou aan vir 'n kind sê jy's dom. Of 'n man of 'n vrou hou aan om vir die ander ene te sê jy's useless. Wat gebeur? Jy begin glo dit word 'n kanker in jou lewe. En dan kom Spreuke 4:23 en sê, dit wat jy dink, bepaal die koers van jou lewe. En dan kan ek by jou kom en sê, wil jy nie 'n ouderling of 'n diaken, wil jy nie kom dien in die gemeente nie? Dan skop hierdie kankertjie in, wat sê man, ek is nie goed genoeg nie. Nee, dominee, sorry. Nee, vra iemand anderste. Die Here Jesus Christus het nie net gekom om vir jou en my sondes te kom sterf nie. Ek wil sê, hy het gekom om chemoterapie te gee, ook hier. Om te kom genees die verbruiseldes van hart. Hy het gekom om ook te kom genees daar waar ander mense in jou lewe seer gemaak het. Soek jy vanoggend genesing daar, die groot geneesheer wil by jou kom besoek aflê. Die groot geneesheer. Nou kyk ek aan die groot man wat hier sit. En nou dink ek aan ons as manne, en ek vat nou die groot man. Manne, meeste van ons het dit die meeste nodig. Maar ons dink ons is groot en ons is sterk en ons kan dit vat. Die meeste manne wat ek grappie afgebreek het, het sommer in 'n grappie dit gesê het, want die vrou dink die man kan dit vat, dan kan hy toe nou al die tyd nie. So manne, al is jou skouers breër, hoekom het ek jou naam vergeet? Mariet nie, Monique, ek is reg met die M, 'n klein kragvoortjie. Ai, klein Celestin, ek gaan nou op hom kom. Ek het hom amper. Al is jou skouers breër as, gee my net die eerste. Ashton, as Ashtonson. Die Here Jesus, my vriend, wil kom genees. Kom ons bid, want die genesing kom deur gebed, kom deur die Heilige Gees. En dit gaan dalk nie 'n kort gebed wees nie, maar ek het net 10 minute om hom te doen. So kom ons bid. Vader, ons kom na U toe in die naam van die groot geneesheer, Jesus Christus van Nasaret. En Vader, in die naam van Jesus, kom buig ons voor U. En dit is U wat gesê het, Here, ons kan maar kom en U toelaat om te kom verander, te kom vernuwe. Ons wat seer gekry het in die lewe. En Vader, in die naam van Jesus buig ons nou voor U. En U ken die diep seer in elkeen van ons se lewe. En Vader, die Heilige Gees het my ook gelei om vanoggend net oor 2 goed te bid, en dit is verwerping en hoe ons onsself sien. En Vader, U ken elkeen van ons wat vandag hier sit. En U weet, Here, o Here, U weet van elkeen van ons wat in ons lewe al vreeslike verwerping beleef het. En die Heilige Gees druk op my hart. Is dalk iemand wat verwerping beleef het deur 'n egskeiding, verwerping beleef het deur kinders, deur ouers, selfs al bly jy nog saam met hulle of werk jy saam met hulle, daai intense verwerping, wat jy niks goed kan doen nie. En Vader, nou kom ons in die naam van Jesus, en ons kom staan op teen hierdie vesting van verwerping. In die naam van Jesus wil ek sê, Here, ons vra dat U kom chemoterapie gee, in die vesting van
van verwerping in ons lewe. Here, U sê, laat U verander, deur dit te vernuwe. Maar verwerping, Here, voor dit is dit die vrees vir verwerping. Die vrees vir mislukking, die vrees vir vernedering, die vrees vir manipulasie, vir straf, vir seer kry, dalk vrees vir dood. En jy wat daar sit, wat 'n vrees is daar in jou lewe? Al is dit vir 'n slang of vir 'n spinnekop of vir die donker. 'n Vrees vir een of ander siekte. Wat 'n vrees het jy? Gee daai vrees 'n naam. En doen nou die volgende. Daar waar jy sit, in stil gebed, agter my aan, sê jy, Vader, in die naam van Jesus, kom vra ek vir U, kom verander my, kom vernuwe my, kom vat hier die vrees weg, die vrees vir verwerping, die vrees vir mislukking, gee daai vrees 'n naam, gee dit vir Jesus. Jesus, kom verwyder hier die vrees. Kom vat dit uit, kom trek dit uit my lewe uit, Here. En kom plant terug vrede. Want U sê, het ons nie 'n hart van vrees, laat ons in 'n lewe van vrees lewe nie, maar van vrede. En waar die vrede van God is, daar is Jesus die Here. En het vir ons gekom, Jesus, dat ons vrede kan hê wat alle verstand te bowe gaan. Kom plant in ons dan nou vrede, Here. En daar waar daar nog 'n stuk vrees is vir enigiets, dalk 'n vrees vir armoede, 'n vrees vir swaar kry, in die naam van Jesus, Here, kom vat hierdie vrees, kom trek dit uit my uit, kom gee dit chemoterapie deur die Heilige Gees, kom plant in die plek daarvan U goddelike vrede. Here, in die woord sê ook, dat waar daar liefde is daar geen vrees nie. Kom plant dan nou ook U goddelike liefde in my, dat ek nie sal vrees nie, dat ek sal lief hê. En Here, daardie liefde, die Heilige Gees druk op my hart, is dalk meer as een persoon wat 'n vrees het vir mense, dalk 'n vrees het vir iemand verskriklik naby aan jou pa, jou vrou, jou man, 'n vrees het dalk vir anderskleuriges, jy het 'n vrees vir mense. Here, kom in die naam van Jesus, vra ek, kom verwyder hierdie vrees, en kom plant in my liefde, want liefde verdryf alle vrees, dat ek sal lief hê, Here, en nie sal vrees nie. Dankie dat ek dit vir U kan vra. Daar waar jy sit, word net stil, is daar nog een of ander vorm van vrees in jou lewe, gee daai vrees 'n naam, en gaan gee dit nou vir Jesus. Hy is die groot geneesheer, hy wil daai vrees uit jou lewe uit wegvat. Here Jesus, ek gee hierdie vrees vir U, kom trek hierdie vrees uit my uit, kom plant U vrede, kom plant U liefde in my. En dan het die Heilige Gees ook op my hart gelê, dat ons vanoggend ook hier sal opstaan teen die vesting, die kanker van verwerping, vernedering, minderwaardigheid, swak selfbeeld. Want dis net 'n leuen van die duiwel, wat hy gebruik in jou lewe. Dis die leuen van mense, wat jy glo, want die waarheid is, Psalm 139, dat God het jou uniek uitgedink, en in jou moeder se skoot, het hy jou as 'n kunswerk aan mekaar geweef. Hy het jou perfek geskep. Hy het jou geskep as sy kind, vir wie hy ontsettend lief is.
Maar die lewe het in jou lewe gebeur en hier sit jy vandag onnodig met minderwaardigheid, met 'n swak selfbeeld. En ja, jy moet dalk nog iemand vergewe wat aanleiding gegee het tot dit. Maar vandag kom ons staan in die naam van Jesus op teen dit wat onnodig is in jou lewe, teen dit wat 'n leuen van die duiwel is, jou minderwaardigheid, jou swak selfbeeld. Vader, in die naam van Jesus, kom vat ek dan nou en ek kom gee myself oor aan U en ek kom bid dat U my denke sal kom verander en my sal kom vernuwe. Here, daai swak selfbeeld wat ook 'n wortel het in my lewe, wat iewerste gevestig is, daai gevoel van minderwaardigheid, daai gevoel dat ek nie goed genoeg is nie, en die Heilige Gees druk dit op my hart, dat hier iemand is, of meer as een iemand is, wat jouself aan jou finansiële waarde meet in hierdie omgewing, en jy voel minderwaardig omdat jy nie het wat ander het nie. In die naam van Jesus gee daardie gevoel en vra dat Jesus dit sal kom verwyder, want 'n kind van God kan nie daarmee rondloop nie. Want jou waarde is in Jesus Christus. Jou waarde word gemeet in die koninkryk as kind van God. En die Here wil nie hê jy moet met 'n idee rondloop dat jy minderwaardig is nie. En dat jy nie goed genoeg is nie, want in sy oë is jy goed genoeg, want Jesus het vir jou sondes gesterf. In die naam van Jesus, Here, kom ons vra daai gevoel van minderwaardigheid, of dat ek minder waarde het as ander, daai swak selfbeeld. In die naam van Jesus, kom verwyder dit. Kom vat dit weg, asseblief, Here. In die naam van Jesus bid ons dat U dit vir ons elkeen sal doen wat daai gevoel het. En die Heilige Gees druk op my hart dat jy 'n minderwaardigheid is, iemand wat nog 'n minderwaardigheidsgevoel het omdat 'n man op jou uitgestap het in die huwelik. In die naam van Jesus bid ons dat U daardie minderwaardigheid sal wegvat wat 'n huweliksmaat gebring het. En kom plant in ons, Here, en elkeen van ons, groot mens en kind, dat ons vir U kosbaar is. Dat U elkeen van ons net 'n bietjie minder gemaak het as 'n hemelse wese, en dat U elkeen van ons met aansien en eer gekroon het. Dankie dat ek koningskind is. Dankie dat ek weet U is lief vir my. En Here, ek wil vandag sê, ek is lief vir U. Dankie dat U my vul met U goddelike vrede. En Vader, dankie dat U elkeen van ons vul met U vrede. Vul ons met U liefde. Daar waar daar nog 'n openingkie is, vul ons met U vrede en U liefde, Here, in hoe U ons sien vanuit die woord van God. Daar waar jy sit, as daar nog ietsie is, veral rondom vrees en jou selfbeeld, as jy nog voel, jy is nie goed genoeg nie, gee dit vir Jesus. En die Heilige Gees druk op my hart, ek moet bid vir iemand, of vir meer as een iemand hier. Here, gee my dan nou ook, ek wil amper sê die moed, om mense in die oë te begin kyk, want ek is 'n koningskind. Dat ek nie moet afkyk as iemand met my praat nie, maar dat ek oogkontak sal maak, want ek is goed genoeg. Vader, dankie dat ons dit vir U kan bid in die naam van ons koning en Here Jesus Christus, dat U ons as 'n gemeente, as 'n geheel, ons wat hier is, hulle wat kyk, dat U vir ons sal seën met U vrede.
Vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Vul ons met u liefde, dat het sal oorloop na ander. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ek moes nou vinnig bid, want die kerkklok lui daar aan die ander kant. Esther? Ek sê ek moes nou vinnig bid, want die kerkklok lui, jy moet amper gaan. Maar goed, kom ons neem die kollekte op.